Vriende, soos ek gesê, dit was toe nou my voorreg om vir 'n jaar en 'n maand of wat te fokus op die klein gemeentes binne Oostelike Sinode, omdat ons besef het dat dit word 'n baie belangrike fokus van bediening en ook van die sinode se ondersteuning van gemeentes. Nou, ek gaan nou maar sommer so vinnig deur die boekie, maar net blaai met dit oor 'n paar van die hoof temas daarso. Die definisie van 'n klein gemeente is natuurlik nou nie so 'n eenvoudige ding nie. Ehm Net ter wille van om iets te hê om mee te werk, het ek gekies vir gemeentes met minder as 200 belydende lidmate. Nou die snaaks van dit was toe ek by 'n gesprek in Kerk Sonder Mure betrokke wees waar die uitvoerende hoof van City to City Australia, Andrew Ketty, waar hy betrokke is en hy vir my vra wat se definisie en ek vir hom dit sê, toe sê hy, dit sal beteken elke gemeente in Australië is 'n klein gemeente. Want hulle ken nie gemeentes wat meer is as 200 lidmate nie. En dit is ook waar van dele van die NG Kerk. Daar's synodes wat baie meer of wat baie meer gemeentes het wat baie min lidmate het. Maar ons moes 'n werkbare syfer kry om 'n sekere groepering van gemeentes te kry. So ons het gesê, right, kom ons werk met 200 belydende lidmate. En hoe weet ons hoe werk statistiek? Wat se lidmate is dit nou op die boek? Is dit nou wat bydra? Is dit wat in die kerk sit? Ons het gesê, kom ons werk met die syfer wat gemeentes opstuur vir die kerkjaarboek. En ons almal weet daai syfer is gevlol. Maar ten minste werk ons met dieselfde syfer dwars deur. So uit 'n statistiek oogpunt is dit 'n manier van doen. Van daai dit by ons was dit 26 gemeentes van 84. En 13 van daai 26 gemeentes is vakant. Daar's nie 'n leraar wat besig is om hulle te bedien nie. En dan het hulle nou allerlei verskillende maniere oor hoe hulle regkom met bediening. Die kleinste van ons gemeentes het 26 belydende lidmate. Dit is Gravelot gemeente daar in die Noord-Transvaal. En dan verder aan tot net hier so onder die 200. So dit was maar op die einde ons werkswyse om te bepaal wie val nou binne hierdie fokus waarmee ons nou besig is. Ons het ons was so 'n span. Karel Lourens was deel van die span en Tielman Roux wat vandag nog in die bediening is. Karel was die predikant by Creer Wildtuin gemeente, ook 'n baie klein gemeente. En dan nou ek self. Tielman is by Hendrina en daar het nou 'n baie mooi skuif ook gekom by hulle. Ek luister nou na ons kollegas uit die Hervormde Kerk. Die Hervormde Kerk en die NG Kerk op Hendrina is waarskynlik besig om vir ons 'n prototipe saam te stel van hoe dat dit kan gebeur op die klein platteland, dat verskillende gemeentes ook uit verskillende kerke met mekaar kan saamwerk. Daar was ons 'n paar belangrike rolspelers in die gesprekke. Die een is natuurlik die kerkraadslede, die leraars en die kerkraadslede, waar daar nog leraars is. En interessant het ons gevind dat waar daar nie leraars is nie, is die kerkkantoor personeel, die kantoortannie, is baie keer 'n baie belangriker figuur binne daai gemeente opset as wat 'n mens sommer so met die eerste oogopslag sou bedink. En dan die ander baie belangrike rolspeler is natuurlik die ring. So by al ons gesprekke het ons die lede van die ringsdiensraad, dis wat ons dit nou hier in Oostelike Sinode doen, ringskommissie, wat ook al, het ons by betrek, want die ring is mos nou maar die naaste familie van 'n gemeente wat vakant is en wat nie lekker weet hoe verder nie. Die ander baie belangrike ding vir ons was dat ons het gesê, vir ons gaan dit nie net daaroor om te sê, daar's nou gelukkig gestaan nou by almal 'n dominee wat op 'n Sondag 'n diens kan kom lei. Dit het vir ons nie net gegaan oor om 'n gemeente in stand te hou nie. Ons het gesê, of jy 'n klein gemeente en of jy 'n groot gemeente is,
Die belangrike is, jy moet jy moet 'n spoor trap in die koninkryk van God. Kom ons kan dit nou baie name noem. Ons praat deesdae van missionale kerk wees. Miskien kan ons maar dit gebruik, wat doodgewoon sê die gemeente moet 'n verskil maak in die gemeenskap waar hy is. Of dit nou 'n groot gemeenskap of 'n klein gemeenskap is, die gemeente moet 'n verskil maak, want dit gee eintlik die bestaansreg vir die gemeente. 'n Gemeente wat maar net op 'n Sondag sy deure oopmaak en dan sit daar 'n klompie mense in die kerk. Ons weet, dit is tog nie soos wat die Here dink oor 'n kerk wees nie. So vir ons was dit belangrik om dit ook, om daai ding met ons klein gemeentes ook deur te praat. Daar was 'n paar ou klompie mooi geleenthede. Ons het een van die eerste goed wat ek gedoen het, was om 'n Zoom gesprek met die kollegas van die verskillende sinodes van die algemene sinode wat met hierdie gesprekke besig is, en ons om so 'n Zoom gesprek een keer 'n maand te reël. Dit was wonderlike geleenthede en ek herken van baie van julle wat nou nog hier is wat ook deel daarvan was. En ons het baie by mekaar kon leer en ons het bronne met mekaar kon uitruil, perspektiewe deel met mekaar se verhale kon hoor. Dit het my baie gehelp in my eie leiding gee hier by Oostelike Sinode oor dit. Verskillende bedieningsmodelle, wat is die goed, waar is die uitdagings? En ons het baie keer vir mekaar gesê, jy weet, ons moet eintlik ons klein gemeentes help oor hulle selfbeeld. 'n Klein gemeente, ook behalwe dat ons almal weet dat die Bybel dit nie iets soos groot gemeentes geken nie, né? In die Bybel, al die gemeentes met waar Paulus hulle was maar klein gemeentes. Die ander realiteit is, klein gemeentes, omdat hulle begin met 'n gesprek oor wat gaan van ons word, hoe gaan ons oorleef, is eintlik die voordinkers oor kerk wees. Op baie keer die voordinkers oor kerk wees, want hulle word gekonfronteer met die vraag, want hulle bronne het min geword. Of die bronne nou geld is, en of die bronne nou 'n dominee is, en of wat ook al die aard daarvan is, hulle is die ouens wat direk gekonfronteer is met hoekom is ons hier? Wat maak ons hier? So in daai sin is hulle eintlik voorlopers, en is hulle baie keer ook 'n voorbeeld vir die kerk en vir groter gemeentes en vir ander medium grootte gemeentes. Ons moet nie aan klein gemeentes dink as treurig en half bietjie op die een kant en sonder impak. Ons sal 'n baie groot fout maak en ons sal 'n baie groot verlies vir ons gesprek oor kerkwees wees as ons so dink oor gemeentes. Ons het gekies om werkswinkels te reël saam met die verskillende gemeentes, waarheen ons die gemeente genooi het, lidmate van die gemeente, die ring genooi het, die ringe wat betrokke was daarbey, en ons het gesê, ons teologiese besinning oor gemeente wees, vra 3 vrae. Het gaan oor, wie is ons, wat maak ons hier, en hoe gaan ons 'n verskil maak? Ek sê altyd vir die ouens, jy weet, daar's ander ouens wat skatryk word, omdat hulle nou hulle self voorhou as ouens wat nou gaan help met strategie en strategiese beplanning. Dis eintlik so eenvoudig soos hierdie 3 vrae. Wie is ons? Wat maak ons hier? En hoe gaan ons 'n verskil maak? En dis nou waar of jy die slaghuis iewerster bedryf en of jy Pick n Pay is en of jy 'n gemeente is. Hierdie 3 vrae bly die kern goed. Die identiteitsvraag van wie is ons? En ons het gekies om dit in 2 te deel. Ons het eers gevra, wie is God? Wat leer die Bybel ons oor hoe dink God oor ons? Nou dink hy oor die rol wat ons in die wêreld het. Hoe dink hy oor 'n gemeente? Wat is die rol wat 'n gemeente behoort te vervul? En dan is dis die eerste been van ons identiteit. En die tweede een is dan doodgewoon, wie is ons? Wie is ons wat hier sit, wat deel is van hierdie gemeente? Ons moes daaroor duidelikheid kry. En dan vra ons die roepingsvraag. Wat maak ons hier? Hoekom is hier vandag 'n gemeente? Hoekom op hierdie klein plekkie is hier nog elke Sondag 30 mense wat na 'n erediens toe wil kom?
Wat is die verskil wat is die verskil wat ons hier moet maak? Hoekom is ons hier? As 'n ou daai hoekom vraag nie kan antwoord nie, dan moet jy op 'n manier sê, jy weet, dan moet ons maar toemaak. Want wat is die rede vir ons bestaan? Ons is nie maar net nog 'n gemeenskapsinstansie wat maar hier rond funksioneer nie. In die boekie daar, bladsy 10 kan jy lees later, het ons 'n mooi verhaal gehoor van 'n gemeente wie se kerkraad gesê het, weet julle wat, ons weet nie regtig wat gaan in ons dorp aan nie. En op 'n Saterdagmôre het hulle gesê, en hulle het dit toe gedoen, ons gaan met ons voete loop, straat op en straat af deur ons dorp, om ons dorp te leer ken. En hulle het dit gedoen, en teruggekom en gesê, ons het nie geweet dit is wie ons dorp is nie. Ons het nie geweet van al hierdie mense wat vannag op die sypaadjie slaap. Ons het nie geweet van die armes, van die riool wat in die strate loop nie. Want ons ry met ons fancy karre, ry ons by al hierdie goed verby. Ons is nie direk daarmee gekonfronteer nie. Daarmee saam met hulle gesê, weet jy, ons het al vergeet dat hier 'n CMR kantoor, die Christelike Maatskaplike Raad. Ons sien die skool maak hulle tuine mooi. Dis 'n getuienis op sigself. Ons sien kinders wat vrolik is. Ons sien nie 'n ouete huis wat werk. Hierdie goed kom lê net weer bietjie vlak in ons leefwêreld, en ons sê maar wat 'n verskil kan ons maak saam en by al hierdie plekke. En dan die derde ding was, wat is die bedieningsvraag? Wat doodgewoon vra, hoe gaan ons nou hierdie verskil maak? Wat is die strukture wat ons moet mee begin? Hoe moet ons nie dink? Watter proses gaan ons loop om uit te kom by wat ons as ons roeping identifiseer, en ons het gemeentes daarmee gehelp. So die dokument wat ons gebruik het vir die werkswinkels is ook in daai boekie. Ek het hom volledig daarin gesit, waar ons doodgewoon hierdie proses gevolg het van wie is God en wie is ons, die identiteitsvraag, wat is ons roeping as gemeente, die roepingsvraag, en hoe gaan ons roeping kan leef, die bedieningsvraag. Hoe gaan ons hierdie drie goed, en ons het gemeentes probeer help om te sê, hoe hanteer 'n ou hierdie drie vrae? Ons het daar's 'n klompie van die resultate wat ons gekry het, is ook daar in die boekie, en ons het 'n paar baie belangrike rolspelers geïdentifiseer, en dit gaan maar doodgewoon oor die kerkverband. Wat is die rol van die kerkraad by 'n gemeente wat begin sukkel en swaar kry en moedeloos raak? Wat is die rol van die kerkraad? Ons het besef dat die rol van die kerkraad het in die meeste van ons bedieningstyd baie geskuif, né? Die gedagte van 'n ouderling wat een keer in 3 maande deur die gemeente gaan, en my pa was 'n wonderlike ouderling, maar ek besef vandag dat baie van die goed wat daai tyd van ouderlinge gevra is, het ook maar gedraai oor as jy nou reg om nagmaal te gebruik of nie. Maar ons het die kontak met lidmate gehad van kerkraadskant af. So ons het geweet hoe gaan dit met gemeentelede. Ek het nou gesê, ek het nou daar in die Oos-Vrystaat, het ek Noord-Oos-Vrystaat in Vrede het my bediening begin. Nou kyk, dit was nou nog huisbesoekjare, né? So ons het huisbesoek gedoen dat dit by ons ore uitloop, né? Ek onthou in Vrede Moedergemeente het ek 280 besoekpunte gehad. En dit was 'n jaar se werk. En in Januarie dan sê ek is alweer in die moeilikheid, wat die ouens vir my sê, maar Dominee, weet jy, was nog nie hierdie jaar by ons nie. En op 'n dag, toe slaan hierdie ding my tussen die oë, toe besef ek het al hierdie besoeke gedoen, en ek moes gaan verslag doen oor al hierdie goed. Vir die kerkraad, dan sê die kerkraad net, maar dis mooi Dominee. En een ou staan op en sê, maar jy weet, jy was toe nou nooit by my pa toe hy siek was nie, dan trek het 'n streep deur 280 besoekpunte, né? Wat ek besef het, geen kerkraad het ooit vir my die vraag gevra, Dominee, jy het nou deur al hierdie lidmate se huise gegaan. Hoe gaan dit met ons gemeente?
Hoe gaan dit met ons jong mense? Hoe gaan dit met mense se huwelike? Hoe gaan dit met mense se werk? Ehm dan besef ek maar net weet ons doen baie goed. Ons hou die dominee baie besig, maar ons benut nie die inligting wat kom waaroor hy beskik of sy beskik om die volgende vraag te vra oor ehm nou wat is nou die rol van ons gemeente? Waar pas ons gemeente in? Dis 'n ding wat met die kerkraad moet gebeur. Daar sekerlik uitsonderings. Klein gemeentes sukkel met kerkrade. Dit is verseker so. Hulle sukkel om kerkraadslede te kry. Uh en en um, en die uitdaging is om hulle te help om die vrae te vra wat nodig is om die gesprek oor wat maak ons hier op die tafel te kan sit en dit sinvol te kan beredeneer. Dis waar die ring 'n belangrike rol waarskynlik moet speel. Die een uitdaging met die ring is is baie keer vir gemeentes ver van die klein gemeentes af. As jy nie meer 'n dominee het nie, dan het jy baie moeilik 'n stewige stem op iets soos die ringsitting. Jy stuur iemand, maar die iemand sit ook maar en kyk wat gaan hier aan. So jy raak so bietjie uit die gesprek uit op 'n ringsvlak. En die ander groot uitdaging met ringe is dat hier by 'n oostelike sinode in elk geval verwissel die leierskap van die ring elke jaar. So toe ek 'n ring bel en sê die klein gemeente daar in julle ring het hierdie en hierdie goed nodig, toe was die antwoord aan my dis nou April maand. Augustus maand kom daar nuwe leiers. Hulle kan dit dan verder vat. En ek het net daar besef, jy weet, 'n ring is 'n wonderlike plek. Ek het baie goeie herinneringe aan my bediening in ringsverband. Maar hulle help nie altyd ons klein gemeentes. Nie met hierdie gesindheid van ons wil nie daar gaan karring laat ons hoop maar iemand anders te kom wat dit sal opneem en verder met dit sal gaan. So ons moet weer dink oor ons ringsleierskap. Ek het 'n vermoede 'n ringsdiensraad moet ek wil amper sê nader aan 3 of 4 jaar dien sodat daar 'n stuk deurlopendheid is want dit gaan oor verhoudings met klein gemeentes. Dit gaan oor vertroue wat gewen moet word. En op daai manier dink ek kan ons gemeentes ook met dit help. En dan die verdere gesprek wat ons op oostelike sinode se vlak gehad het, tafel gehad het. Wat is die rol van die sinode vir ons klein gemeentes? Meer as net om te sê, ons sien daar's nou nog 'n gemeente wat vakant is, maar ons doen niks daarin nie. En dit is moeilik. Dominees word minder. Die afgetrede dominees word meer, so daar behoort teoreties mense te wees wat eredienste kan lei, maar 'n gemeente is meer as net 'n erediens. En ons moet vir klein gemeentes help met van maandag tot saterdag. In terme van wat maak ons hier? Hoekom is hier 'n gemeente? Hoekom is dit belangrik dat daar in Breyten klein spoorwegdorpie 'n gemeente is? Wat is die voetspoor wat hierdie gemeente daar moet gaan trap? En dis 'n ding wat tyd vat. Dit is gesels en weer gesels en op 'n manier moet jy eintlik hulle identiteit vir hulle teruggee om te sê al is ons net 40 mense op hierdie dorpie. Dit is die spoor wat ons gaan trap en ons spoor gaan duidelik sigbaar wees. En die mense van die dorp moet kan sê daai kerk se mense, ons sien wat die verskil is wat hulle maak. Maar is dit in terme van kom ek noem 'n voorbeeld. Ons het 'n klein myndorpie, Blinkpan gemeente. Al die lidmate van daai gemeente kry SASSA toelaag. So dit is laer inkomste mense, almal van hulle. Hulle sorg elke dag vir 50 gesinne vir 'n bord kos. Dit maak groot gemeentes kan. Want hulle het net hierdie
hierdie roeping opgeneem om te sê, dis hoekom ons hier is. Dis hoekom ons die verskil maak. Die manier wat hulle dit ook regkry is, hulle het 'n vennootskap gemaak met 'n groter gemeente wat hulle ondersteun om dit te kan doen. Hulle het hande gevat, want hulle het gesê, hierdie ding is te groot vir ons kan dit nie alleen doen nie. Maar ons dryf hierdie ding, en ons het mense agter ons, en dis die getuienis. En as jy in daai dorpie met die mense dan praat, dan sal hulle sê, daai kerk, dis die mense wat elke dag vir 50 gesinne 'n bord kos op die tafel sit. Ek het baie groot respek vir ons klein gemeentes wat dit reg kry om nie net na binne te kyk en te sê, ag shame, arme ons kan nie veel doen nie. Jy moet klein gemeentes leer om 'n nuwe taal te praat. Hierdie taal van mismoedigheid, ag wat gaan ons gaan word? Niemand stel in elk geval belang om ons te help nie. Ons beteken niks nie. Wat kan ons nou doen? Dit is hoekom ek gekies het vir die titel van hierdie klein boekie, wanneer klein gemeentes diep spore begin trap. Niemand sê as jy in Bruiten is, moet jy 'n reus jy moet soos 'n reuse groot gemeente lyk en funksioneer. Dis tog sinneloos. Maar die Here se kerk het nie net daai groot gemeentes nodig. Hy het ook hierdie klein naby gemeentetjies het hy nodig. So Oostelike Sinode het gesê ons het 'n roeping teenoor hierdie gemeentes. Die uitdaging is om op sinodale vlak klein gemeentes op elke vergadering in die oog te hê. Hulle kan nie net 'n item op die agenda wees nie. As ons praat oor jeugbediening op die sinodale vlak, dan moet ons ook onthou, nie alle gemeentes het 300 of 400 jong mense in 'n jeugbediening. Party, dit was skokkend, hè, kategese in die klein gemeentes. 'n Gemeente het vir my gesê, ons het 3 kinders van graad 1 tot by die belydenislas. Hoe lyk kategese onderrig waar dit gebeur? Jy moet heeltemal uit die boks uit. Die antwoord lê waarskynlik daarin jy met die kategese teruggee vir die ouers. Nou moet jy 'n plan hê om die ouers te kan begelei om dit te kan doen. Die wat ons by Oostelike Sinode nou taakspanne noem, met 'n klomp verskillende goed oor jeug en gesinne en leraarversorging en missionale kerkwees en al hierdie klas van goed, ekologie. Elkeen van daai ouens moet deurentyd op sinodale vlak die vraag vra, hierdie slim plan, hierdie mooi ding wat ons nou hier doen, help ons klein gemeentes ook? Of is hierdie 'n groot gemeente storie? Ons raak maklik op sinodale vlak besig met die groot gemeente gesprekke. En wat kan ons vir ons groot gemeentes beteken? Maar jy moet deurentyd, jy moet daar iemand wees wat hulle terugroep en sê, hoe gaan hierdie daai gemeentetjie help? Want dan is ons eerlik ook as kerk, ook op sinodale vlak. Omdat ons sê, ons is nie hier net vir die groot kerke wat baie geld het, en bronne het, en mense het, en toegang tot baie dinge het. Daai ding help nie vir ons nie. Dit was wonderlik in die gesprekke wat ons op algemene sinode vlak gehad het met daai Zoom geleenthede wat ek een keer 'n maand geïnisieer het. Om net weer te ontdek hoeveel bronne is daar. Julle weet nou net so goed soos ek, né, hoe dat die kerk se reglemente en goeders ook nou al vir baie meer voorsiening maak as net voltydse dominees. Daar gaan waarskynlik nie in enige van ons se leeftyd dit sommer weer wees dat elke gemeente 'n dominee het nie. So ons het begin dink oor goed soos diensleraars, standplaasposte, bedienaars. Die ouens wat die Dille Harp sê net nou, hy gaan Noord-Kaap toe. My perspektief is dat die Noord-Kaap is waarskynlik die voorste sinode op hierdie stadium in terme van klein gemeente bediening, want hulle het omtrent net klein gemeentes. En hulle het uitstekende sisteme in plek en ou kan regtig baie daarby om by hulle te gaan leer. Ook rondom iets soos bedienaars. Hannes Knoetse was deel van daai gesprekke van ons gewees. En toe ek eendag by Hannes gaan kuier, ek was nie in die begin baie opgewonde oor die bedienaars ding, maar Hannes het my net daar tot bekering gelei.
in terme van hoe hulle dit in die Noord-Kaap doen, die ondersteuning, die kontrole oor wat daar aangaan, en die tipe bediening wat mense kan doen, en daar kom al meer moontlikhede. En dit is en dis wat ons moet nou dink in terme van moontlikhede. Die feite is op die tafel oor klein gemeentes, ons weet dit. Maar dit help nou nie net ons sê ag sies tog, ons kan nou nie meer of die kerk gaan nou so agteruit. Jy skep 'n narratief later van tyd van hierdie kerk is op pad uit. Hierdie kerk beteken niks meer nie. En dis nie wat 'n ou wil hê nie. Verder in my boekie het ek 'n paar hulpbronne maar 'n bietjie daar gesit. Ek het op 'n stadium in my verdere studie het ek oor appreciative inquiry stuk navorsing gedoen. En ek het sommer so 'n paar bladsye daar geskrywe oor, kom ons noem dit nou maar in Afrikaans, die waarderende ondersoek. Oor hoe dat dit gemeentes kan help in hulle gesprek vir klein gemeentes dan spesifiek. En daar's 'n klompie hulpdokumente daarin. En dit is sommer nog meer dit wat in die boekie staan. Ek het daar's 'n preekskets uit Johannes 21. Dit is maar sommer my eie werk oor kerkwees uit die stukkie geskiedenis na die opstanding van Jesus. Dan het ek maar ek het die voorreg gehad en dit was gewoon eintlik 'n interessante ervaring. Dieselfde brein van RSG skakel op 'n dag en sy hoor van hierdie klein gemeentes ding. En ek het op 'n Sondagmôre geleentheid gehad om te praat daar. En dit was so interessant hoeveel mense my geskakel het, kerkraadslede, en verder inligting wou hê. Klein gemeentes is 'n aktuële onderwerp. En die kerk moet sy breinkrag insit om klein gemeentes te help. Kom ek sê 'n laaste ding, ek het 'n nota daar gemaak. Ek dink deel van die ding wat ons vir ons klein gemeentes moet leer is om ook hande te vat met vennote in klein gemeenskappe. En die vennoot kan die skool wees, kan 'n ouetehuis wees, die vennoot kan die maatskaplike werker wees. Dink nou sommer net aan die praktiese van 'n gemeente wat vakant is, en daar's 'n pastorale situasie wat ontstaan en daar's 'n maatskaplike werker op die dorp. Dan het jy mos al iemand wat kundig is oor hoe ondersteun jy mense. En dis nou maar sommer net een voorbeeld. Die ander voorbeeld, as ek my plattelandse bediening moet oorkry, dan sal ek baie meer moeite doen om by die boereverenigings betrokke te wees. Ek wil amper sê formeel betrokke te wees. In die platteland is die boereverenigings is van jou sterkste organisasies. Dis ouens wat belange het by wat aangaan in die gemeenskap. En as jy daar 'n mooi gelowige boer kry, en daar's baie van hulle, en jy kan met hulle hande vat en sê hoe kan ons 'n verskil maak, die verskil van die evangelie maak, ook in hierdie gemeenskap waar ons is, dan kan jy 'n baie lang pad stap en 'n baie diep spoor trap. Die kerk hoef nie alles self te doen nie. Ons moet bietjie leer om te kyk na wie's die mense met wie ons kan hande vat. Leon, ek dink ek moet eers daar stop. Ek het nou myself moeg gepraat. So as jy nou moeg is, sal ek jou op geen manier kwaadlik neem nie. François, haal 'n bietjie diep asem en drink 'n bietjie water. Kom ons gesels nou. Oom Melan wil iets deel met ons. Hy wil sy skerm deel, maar ek moet blykbaar toestemming gee. Eers later as ek praat, maar jy moet dan vir my later. Dis goed. Praat, ja. Nee, ek wil graag nou daarbey aansluit, maar laat die ander kollegas eers praat asseblief, omdat nou kom ons praat. Johan, ek sien jy het jou hand opgesteek. Praat met ons. Dankie François. Dis skitterend om te hoor dat die NG Kerk ook omgee vir kleiner gemeentes. In my eie navorsing daaroor het ek agtergekom dat in die hervormde kerk is 62% van ons gemeentes het minder as 200 lidmate.
50 het minder as 42 lidmate. Ag, ja, 51 tot 100 lidmate is daar 67 gemeentes en 101 tot 200 is 59 gemeentes. So die hervormde kerk bestaan meestal uit klein gemeentes. En dit het my ook genoop om bietjie ietsie te skryf en sommer in ons kerk se eie publikasies rondom die heilige ritme van klein gemeentes. Waarom klein die nuwe krag is. En ek dink klein gemeentetjies het 'n voordeel, want ons het die krag van hoë aanraking. Ons kan baie nou by mekaar betrokke raak. Dit gaan vir ons oor teenwoordigheid, 'n venster op die koninkryk, en dan die ding wat ek wil deel is die kuns van plekdeling. In Engels is dit place sharing. En ek bedoel, ek het dit in my eie gemeente ervaar, want dis ook 'n klein gemeentetjie. Ons gemeente het die gebruik om Sondag die mense wat in die week verjaar 2 stafie of 'n 2-vinger KitKat te gee as 'n verjaarsdaggeskenk. En een Sondagoggend toe staan 'n tannie op en sy wil vorentoe loop en sy loop baie moeilik. En voor in die kerk sit 'n seentjie, hy so 4-5 jaar oud. Staan hy op en hy gaan vat die tannie se hand om haar nou te help en te ondersteun. En dis plekdeling. Ek bedoel, in 'n groter gemeente is daar nie daai nabyheid om plekke te deel nie, of as 'n jong mamma sukkel met 'n babietjie wat onophoudelik skree, dat 'n ouma of 'n ouer tannie kan sê, kom ek help jou. En ek dink daai ding van plekdeling en wat julle ook gesê het, is nogal krities belangrik in 'n gemeente. En ou kan dit nie in 'n groot gemeente doen nie. Daar sal hulle vir die mamma uitkyk as die babietjie so skree, want sy ontwrig die erediens. Ja. Maar baie dankie, ek sien uit om die boekie te lees en te gebruik. Johan, jy sê jy het iets geskryf. Is dit iets wat jy met ons sou kon deel? Ja, dis in ons blitspos, so dit is 500 woorde. Ja. Jy weet, hy het maar min plek om te skryf. As jy hom vir my aanstuur, dan stuur ek hom vir die hele groep. Dit kan tog dalk verander goed wees. Dis reg, dis net maar net 'n beskeie ou dingetjie so. Ja, is reg. Ek dink dit is belangrik. Hannes, ek het gesien jy wil graag deelneem. Ja, baie dankie Leon, ook baie dankie aan François. Dis 'n debat waarin ek graag baie passievol deelneem as 'n student wat ewig studeer en leer oor hierdie saak. Ek om die gesprek te laat groter word en te laat uitkring, sal ek graag reageer op 'n klompie van die goed wat gesê is en dalk net ekstra hakies kry waarin ons die gesprek kan hang om verder en groter en wyeer te kan hang. Ons praat konstant van klein gemeentes en ek dink ons moet ook 'n ander begrip hierby saamlees. Vanuit my ervaringswêreld uit is nie net klein gemeentes nie, maar daar's 'n ander groep gemeentes wat baie klink of lyk soos klein gemeentes, maar wat ook 'n bietjie ander dinamika het, en dit is die kleiner wordende gemeentes. Wat vir gemeentes baie krities en vir die kerk baie moeilik is om te verstaan. Die maklike manier van verstaan van kleiner wordende gemeentes is dat as ons net 'n dominee kry wat kom preek en huisbesoek doen, dan is al ons probleme opgelos. Dan gaan die gemeente weer groei. Nee, ons gaan weer die skuifdeure oopmaak en ons gaan die stoele indra en daardie soort van, so daardie kategorie is 'n bietjie anders as 'n klein gemeente. En mens jou gesprek, jou fasilitering met kleiner wordende gemeentes is so bietjie ander klem
wat jy het. En in die hervormde kerk is ons ervaring dat die meeste van ons gemeentes kleiner wordende gemeentes is. En daar is interne faktore en eksterne faktore en dit gaan nie net help nie en dis 'n lekker ook debat. Dis dis miskien dalk nie so lekker soos wat ek sê nie, want dit is ontwrigtend om hierdie debat te hê wat daar is. En dan wanneer ons praat van klein gemeentes of kleiner wordende gemeentes is nog 'n hakie wat ek wil gee. Oom Malan sal vir ons hier baie kan help vanuit die Amerikaanse wêreld uit. Ten minste in die Amerikaanse wêreld waarin ek beweeg, wat so 29 denominasies in is via die Interim Ministry Network, 29 in kleiner gemeentes, meet hulle die grootte van 'n gemeente anders as wat ons kies aan die gemeenteregister. Die hervormde kerk meet ook 'n gemeente se grootte aan die gemeenteregister, want dit bepaal ook ons heffingsmodel as ons nou eerlik wil wees. En daarom moet ons nou praat oor die eerlikheid van daai model of nie daai model nie, terwyl hierdie persone werk met die hoeveelheid mense wat in 'n erediens is. En ons kan baie maklik daardie groottes van gemeentes gaan toepas op 'n gemeenteregister grootte. En dan gaan ons mis waaroor hierdie groottes van gemeentes gaan. Die groottes van gemeentes vanuit die Amerikaanse wêreld en akademie word bepaal uit die erediensbywoning. En dan gaan ons baie meer klein gemeentes hê as wat ons dink en baie meer kleiner wordende gemeentes hê. So dis ook 'n ding wat ek dink ons moet op die tafel sit en oor eerlik wees. En net besef as ons materiaal en navorsing uit Amerika lees dat ons dit nie net so kan oortoepas op 'n grootte model wat anders bepaal word as wat die navorsing dit bepaal word nie. 'n Ander ding wat ek vinnig wat ek by Fransa gehoor het en dat ek dink 'n baie groot debat is wanneer ons oor samewerking en samesmelting van gemeentes en ook van verskillende kerke soos in Hendrina praat, is een van die groot uitdagings daardie tannie in die kantoor waarvoor ons so lief is. Ek het in my werk in die kerk twee groot uitdagings ervaar. Wanneer ons oor samewerking en samesmelting praat, dis die bedieningsstruktuur wat 'n gemeente gehad het, wat goed gewerk het toe ons nog 'n baie groot gemeente was. En nou nog steeds bestaan. So ek kom in 'n gemeente, die gemeente kan nie meer 'n dominee bekostig nie, maar daar is nog 'n volledige sekretariële kantoor, daar is nog 'n voltydse koster, daar is nog 'n gemeentebestuurder, daar is nog 'n terreineopsigter en ontwikkelaar en al daardie goed. En baie keer is hierdie, en ek sê dit met liefde, die tannie en die kantoor, die stil stem agter hoekom hierdie gemeentes nie kan saamwerk. En so ons moet ook oor daardie praktyk praat, alhoewel dit 'n sterk punt is, kan dit ook 'n uitdaging wees. En die ander een in die hervormde kerk, ek glo nie dis dalk waar in die NG Kerk, maar in die hervormde kerk is die heilige Bybelse ding van eredienstye, of so dink ons. Dat 'n gemeente eenvoudig daarop staan om nie te praat oor saamwerking wat ons kan nie ooreenkom om 'n eredienstyd te verander nie. Dit sê vir my, dit bring my by die volgende punt wat Fransa julle aangeraak, sterk aangeraak. Ek het ook so 'n artikeltjie geskryf in die Hervormer oor ek is oortuig, Hannes, dat onder ons gemeentes hulle roeping verloor het. En kyk ons baie na dit wat in die kerk se publikasies is, wil dit amper vir my lyk ons het oorbeweeg na 'n fondswerwingsvereniging.
en ons is baie goed. En ek weet fondswerwing kan bydra en is deel daarvan, maar roeping en ek het in die artikel begin deur om te sê hierdie roeping het nie gemeentes besluit nie, ons wil nie meer die Here se stem hoor. Ons wil nie meer die Here se kerk wees nie. Niemand sal dit in die kerk besluit nie. Dit gebeur stilletjies. Wanneer 'n gemeente nie meer doelbewus daarop gefokus is om te luister na die stem van God. Om te luister na hulle roeping. Dan verdwyn roeping stilletjies. En dis 'n gevaarlike ding in die kerk. Ek wil saamstem dat ons baie meer moet gaan kyk na Paulus. Ek is oortuig dat Paulus is die eintlike vader van brugbediening en dan later interim bediening en daarmee saam ook Johannes in die Openbaring. Sy werk met daardie 7 gemeentes. Dink ek is interim bediening, is brugbediening, is om gemeentes daar te kry. Dan het ek François hoor sê oor die 3 vrae en daardie 3 vrae wat hulle vra is 'n lens waarop hulle kyk na die uitdagings van hulle in die oostelike sinode. In 'n lens wat goed werk vir hulle, wat by hulle 'n klomp energie losgemaak het en 'n klomp gemeentes gehelp het om te verstaan. Ons moet net oppas dat ons volgende sin is, dis so eenvoudig soos dit. Want dit is nie so eenvoudig. En ek dink nie François, jy het dit heeltemal so bedoel nie, ek dink net jy het probeer klem plaas op hoe goed hierdie lens vir julle werk. En ek hoor dit. Maar vir die breër proses is dit nie so eenvoudig soos net daardie lens nie. Ek dink daar is nie 'n volmaakte proses nie. Ek dink daar is nie een proses vir alle gemeentes nie. Ek dink ons sal kreatief vir elke gemeente met al die lense wat daar is, 'n voorskrifbril vir daai spesifieke gemeente moet ontwikkel, wat daardie gemeente help om die beste hulle missionale roeping te kan identifiseer en te kan raak sien. So alhoewel dit werk, moet ons pas op dat hierdie 3 vrae 'n tipe van 'n klieksbrilletjie word, 2.5, en dan dink ons kan vir almal hierdie brilletjie uitdeel. Dit gaan vir party mense baie goed help om te sien en om te lees. Maar vir ander kan dit dalk nie werk nie, want hulle dalk 'n 1.5 of 'n 3.5 nodig. En daarom sal ons daarin moet gaan. Ek dink die rolspelers van die kerkraad, ek dink ons moet heeltemal kreatief raak oor wie is die rolspelers in hierdie tyd en ook watter ander rolspelers is daar. Ek dink iets soos 'n begeleidingsspan wat by my baie goed werk, waar ons bo en behalwe die kerkraad om die gemeente se bediening en roeping te kan doen, 'n meer dinamiese gonsgroep het waar ons eerlik oop met mekaar kan praat, wat nie noodwendig op 'n kerkraad kan gebeur elke keer nie, is in daardie leierskap. So ons moet praat oor hoe lyk leierskap vandag. En wanneer ons oor leierskap vandag praat, is daar ook 'n dingetjie wat ek onlangs bietjie gegriffel het, en dit is dat ek dink die kerk lei nog instandhoudingsleierskap op. En terwyl die kerk nodig het om oorgangsleierskap op te lei en ook om transisieleierskap, ekskuus, dit klink vir my na ernstige anglisisme, maar ek het nie regtig 'n mooi ander woord daarin nie, om leierskap op te lei wat verstaan hoe werk ons in hierdie spasie waar ons moet skuwe maak, waar ons moet keuses maak oor die roete wat ons gaan stap vorentoe, en daardie leierskap lyk 'n bietjie anders as instandhoudingsleierskap wat ons nodig het. En daarom stem ek saam met François dat ons nuwe taal moet hê. Taal soos, wat het jy in jou hand? Wat is daar tot ons beskikking? Ook die taal van groot en klein, nie in terme van goed en reg nie, en daardie taal van 'n klein gemeente wat 'n diep spoor kan trap, is vir my baie netjies 'n nuwe taal wat ons kan aanleer
vanuit die Nuwe Testament van by Paulus of van by Johannes baie sterk aan leer. Ekskuus, Leon, ek wil net hierdie klop hakies by hierdie gesprek voeg en sê dis 'n lekker kreatiewe gesprek waar ek dink ons baie kan leer by mekaar. Dankie Hannes. Annelie, ek sien jou hand. Ek gaan nou vir jou kans gee. Hannes, jy het verwys na goed wat jy neergegriffel het. Sal jy dit asseblief met ons deel? Ek dink ons kan maar by mekaar leer wat hierdie goed aanbetref is vir ons almal 'n pad wat ons loop. Mag ek net gou iets sê oor hierdie kleiner wordende gemeentes? Ek en Chris Tonel, die voorsitter van my raad, en professor Kobus Skuman besoek die gemeentes in die Suid-Vrystaat, die 2 ringe daar. Hulle het baie van hierdie klein gemeentes en ons begelei hulle in die proses en om nie te dink en so meer. En aan die einde van die dag, nou is ons besig om op te pak, ons gaan nou huis toe gaan, staan die een ouderling oomie op en hy sê, as ons nou maar net 'n dominee kan kry, al is dit dan 'n slegte een. Dit was vir my na alles wat ons heeldag met hulle deel, wil die oomie net 'n dominee kry, al is dit 'n slegte een, dan sal alles weer goed gaan. Halleluja. Annelie, kom ons luister vir jou. Nee, ek wil net begin om vir François baie dankie te sê. Ek self bevind my in 'n makro gemeente wat weer sy eie uitdagings het, waar dit vir my partykeer voel, net omdat daar geld is en weekliks nuwe lidmate is, kan ook nie die maatstaf wees van of jou kerk regtig gesond is nie. So dis kan daar weer 'n gesprek wat ek by ons kerkraad maar elke nou en dan net sê, jy weet, wat is dan die maatstaf van 'n gesonde kerk? Maar ja, so ja, so ek wil net sê baie dankie vir wat jy deel, en ek dink ek luister ook miskien meer met die oor ook van belewings in die VGK. Ek dink veral in die Oos-Kaap het ons ook groot daar's byvoorbeeld ringe waar daar miskien net een predikant in die hele ring is. Dis nie in een dorp nie. So dit is definitief 'n uitdaging waarmee die VGK Kaapland se node dan ook baie besig is. Maar so ek wil maar net vir jou dankie sê. Ek die hele gedagte van wat is ons voetspoor? Dat 'n mens se voetspoor meer eintlik die legitimasie gee van, jy weet, hoekom het ons nog 'n gebou? Hoekom kom ons nog by mekaar? En wat is daai voetspoor? En dit herinner my ook aan 'n klein dorpie in die Oos-Kaap waar ek so meer as ek weet nie, seker so 10 dae moes spandeer het, en hoe ek jy weet, dan stap jy ook nou maar rond, dis nie groot nie, jy stap maar rond en hierdie straat kom jy agter, nee, die hierkar gaan nie hier ry nie, jy moet maar so omry, maar in daai hele tyd sien ek nie meer as 1, dalk 2 wit mense per dag nie, en dan is dit baie keer ook net 'n haastige boer wat oor die 4-rigting stop ry, weet, so dis nie, en dan Sondagoggend kom jy in die Spar en dan is die hele Spar wit, so skielik nou sien jy die wit mense, want hulle het kerk toe gekom vir die dag, en dan wonder 'n mens oor hierdie vraag, so daai weer eens daai voorbeeld wat jy genoem het van 'n gemeente wat deur hulle eie strate begin stap, om te begin sien net wat in ons eie gemeente besig is vir my baie, baie sinvol. Ek dink dit bring ons wel by die ongemaklike vraag en waaraan jy nou heel wat na verwys het, François, maar Hannes se bydrae kom daarby aan, en dis ook die vraag rondom samewerking. En ja, ek wens dit was nie vir ons so 'n moeilike ding nie, en ek moet nou dadelik dekleer, ek weet ek is in die Wes-Kaap, so hier is samewerking lyk 'n bietjie anders. Ons meerderheid van ons VGK gemeentes is Afrikaans sprekend, so verhoudings lyk hier anders en dalk selfs makliker ook. Maar terwyl ek nou na jou geluister het, kon ek nie help om te dink, ek het net gou seker gemaak met
kollegas in Somerset Oos. In Somerset Oos is daar byvoorbeeld wel daar's nog 'n sterk NG Kerk, daar's 'n VGK gemeente, 2 VGK gemeentes om die waarheid te sê. Maar wat ek daar by hulle gesien het met 'n is 'n sterk fraternal. En ek wonder net ook hoe gewillig en gereed is ons gemeentes, nie net kleiner gemeentes nie, maar kleiner en kleiner wordende gemeentes. Hoe sterk is die samewerking met die breër kerk in die dorp? En hoekom sê ek dit? Want ek was self jare terug in 'n plekkie soos Noupoort, waar Pinkster daai jaar deur die NG Kerk en die AGS saam aangebied was. Piep klein dorpie, twee kerke wat nie eers uit dieselfde kerkfamilie uit is nie, maar wat 'n Pinkster saam aanbied. In Somerset Oos is daar die geval dat beide die Anglikaanse kerk, die Presbyteriaanse kerk en die Methodiste kerk het besef dat hulle gemeentes het te klein geword om volhoubaar die deure, die bediening in stand te hou. So in daardie dorp het hierdie 3 kerke 'n saam ooreenkoms met mekaar gestig. En hulle het nie een geword nie, hulle is nie nou een gemeente nie, maar hierdie 3 gemeentes aanbid Sondag saam. En deel 'n paar goed. En dan het hulle ook, as ek reg onthou, hulle het dan een predikant. En toe ek daar was dit die Presbyteriaanse dominee wat toe die predikant was vir hierdie dienste, en jy word vir 'n 3 jaar termyn aangestel, wat een keer verleng kan word, maar die volgende keer dan moet dit 'n Anglikaanse of dan 'n Methodiste predikant wees wat weer aangestel word. In elk geval, so ons is nou nie met oplossings hier nie, dis net sulke gedagtes wat ek los, wat sekerlik is, ek bedoel, Presbyteriaans en Anglikaans dink ek ook nie is so vreeslik naby aan mekaar nie, en tog is dit weer eens 'n sterk genoeg fraternal, kerke wat die belangrikheid sien van om saam te werk met ander denominasies wat iets nuuts ontsluit. En 2 jaar terug moes ek 'n werkswinkel gaan doen het in Aliwal Noord, en Kapsa se verhouding was sterk met VGK en Anglikaans. Weet jy dat ek met daai geleentheid toe nou maar ek het nie altyd die tyd om dit te doen nie, maar 'n bietjie ekstra moeite gedoen het om te hoor, maar wie is die NG dominee in Aliwal? En dit is daar nou pas 'n nuwe ene ook aangestel. Dat daar 'n pragtige werkswinkel, dit is 'n HIV werkswinkel plaasvind, maar dat die NG Kerk en die VGK en die Anglikaanse predikante mekaar daar by die werkswinkel die eerste keer ontmoet. En ja, ek weet ja, so ek dink net ons en ek bedoel ek weet ons NG Kerk sukkel hier in die Weskaap ook. Die fraternals is baie keer maar eintlik maar net eintlik maar nog steeds maar net maar NG Kerk, miskien 'n bietjie Presbyteriaans, maar die groter kerk is groter en ons is ja, in elk geval wat ek daar stop. Dankie. Ons hoor wat jy sê, Annelie, en jy's heeltemal reg. Ons sukkel met samewerking omdat ons uit 'n tradisie kom wat ons groot genoeg en sterk genoeg was om alles sommer op ons eie te doen. Ek dink het ons nie geleer om saam te werk. Ek dink by die jonger geslag gaan dit dalk beter. Ons ouer manne moet nou bietjie terug staan. Dani, jy het jou hand op. Ons luister vir jou. Of François, ek sien jy wil ook iets sê, maar jy moet notas maak en dan 'n repliek lewer. Nee. Dani. Ja, ek wil ook sê saam met die ander, dankie François, dit was baie lekker om na jou te luister. Ek hou baie van jou boekie se titel en wat jy nou beklemtoon het, en dit is die ding om by jou roeping uit te kom en 'n impak te maak. So ek kan maar bevestig wat jy sê, en my waarneming is ook die kleiner, hoe sal 'n mens dit nou stel? Die kleiner gemeentes wat beter hou
jy weet wat meer dinamies en volhoubaar is die wat 'n impak maak in die gemeenskap. So klein gemeentes is natuurlik ook nou nie net wel in ons konteks 'n plattelandse verskynsel nie. Mense kry ook klein stedelike gemeentes. En so die tyd wat hier nou betrokke is daar van die klein stedelike gemeentes wat regresseer terwyl hulle bure wat ook klein gemeentes is wat 'n soort van 'n sosiale impak maak, 'n maatskaplike impak in die omgewing. 'n impak maak is 'n soort van die gemeentes wat baie meer volhoubaar ook finansiëel volhoubaar bly. En ek dink daar's baie goeie teologiese redes natuurlik en Bybelse redes daarvoor. Ek dink ook, jy weet, mense sal baie moet aandag gee aan kleiner stedelike gemeentes. Ons het nou byvoorbeeld een wat in die ou dae net toegemaak sou word deur die verband. En dit is vir my wonderlik dat daar nou synodes is waarvan die Oostelike Synode 'n voorbeeld is wat nie sommer net die klein gemeentes wil toemaak en wil saamsmelt met ander gemeentes nie, maar dit is tog nou net omdat jy nie langer 'n pastorie en 'n predikant kan bekostig nie, beteken dit tog nie jy is nou in 'n krisis nie, né? Soos wat die NG Kerk het vroeër geraam het. Ek dink in die Algemene Synode van 2007 was daar nog 'n opdrag gegee dat daar gewerk moet word oor die krisis van kleiner gemeentes. En Fransja, jy slaag nou baie goed daar uit, jy weet, om so 'n soort van die ek soek nou na 'n goeie verantwoordelike woord, die onsinnigheid daarvan eintlik te dekonstrueer en dan in toon te stel. Vir my is een van die uitdagings wat ons het, dat ek dink die kerkorde idealiseer eintlik met al die voorskrifte 'n redelik vermoënde voorstedelike gemeente. En daai kategorieë pas nie. Dat ek nou maar net van die NG Kerkorde praat. Daai kategorieë pas nie so lekker op kleiner gemeentetjies waar al daai goed nie moontlik is nie. Maar dit bring my by die uitdaging van leierskap in plaaslike kontekste. Ek het al baie gewonder, mense het mos nou daai grafieke wat sê 2% van mense is visionêr, jy weet, en soveel persent van hulle is nou early adopters en soveel persent is late adopters, en dan kry mense teen die einde so 16% van die mense is laggards, en hulle gaan nooit verander nie. Dit is baie moeilik vir sulke mense om te verander, en ek het al baie gewonder, veral met verstedeliking wat plaasvind, en dis ontvolking, of in 'n stad skuwe van hierdie woonbuurt na daai woonbuurt toe, of die leierskap wat agterbly, die mense wat nie geskuif het nie, maar wat nou daar bly, of dit nie in 'n baie groot mate laggards is nie, wat 'n mens dan met hierdie enorme uitdagings sit, dat dit mense is wat baie moeilik 'n ander toekoms vir hulle kan visualiseer, en ek sal graag wil hoor wat julle ervaring is, wat 'n mens daaraan kan doen. Binne ons synode het ons al baie gesprekke gehad op hierdie punt oor die flipside daarvan, né? Want verstedeliking is natuurlik 'n fenomeen wat reg deur die land vaardig is. Ek dink 'n baie groot persentasie van ons bevolking woon al in stede, en dit groei nog steeds. So in die Oos-Kaap is daar ook migrasie. Uit die ooste van die provinsie, die Transkei, is die migrasie Gauteng toe, in 'n baie groot mate, en dan, ek dink anderster as wat die populêre opvatting is, in 'n baie kleiner mate, gaan Xhosa sprekendes Wes-Kaap toe. Maar daar's ook 'n migrasie na die twee stede toe, die twee metropole in die provinsie. Nou die flipside is, watter kapasiteit het stedelike gemeentes om daai mense te verwelkom? Want anekdotiese soort van ervarings wat ek het, laat my dink dat baie keer sal NG lidmate sê nou maar hulle konteks verlaat en in 'n stad kom woon, maar dan nie geïntegreer word of ingeskakel word of deel word noodwendig van 'n NG gemeente nie.
Daar's natuurlik ook baie daarvan wat anders is. Maar die vraag is nogal watter, jy weet, vermoëns het stedelike gemeentes en stedelike kontekste om daai migrante te verwelkom. Dan, ek dink, miskien net 'n laaste opmerking wat ek ook nou kan maak, ek beklemtoon ook maar die rol van fraternals, Annelei, ek dink jy sit 'n baie belangrike ding op die tafel. In ons konteks oor die algemeen is ekumeniese fraternals eintlik regdeur die provinsie, is maar die ding. Daar's baie minder NG broederkringe. So miskien is jou ervaring nou in spesifieke kontekste soos Allewal Noord is dalk nou maar omdat dit 'n nuwe predikant was wat daar was of so. Ek hoop dit is eintlik 'n normale praktyk dat dit anderster is, maar fraternals is baie belangrik om ook gemeentes te help om nader aan mekaar te kom, en ek dink nogal Gilbert sal ook daaroor baie kan sê. Ooreenkomste, so ons het in ons provinsie is daar byvoorbeeld op Stadterheim 'n NG gemeente en 'n Presbyteriaanse gemeente wat 'n eenheidsgemeente gevorm het, en hulle gebruik die Church Unification Committee. So model, so julle weet die NG Kerk is 'n lid, ek weet nie van die hervormde kerk nie, maar die NG Kerk is 'n lid van die CUC, 'n volle lid. En dit beteken dat al hierdie Unity Churches wat 'n mens sien, dit is nou daai CUC kerke, is ook vir ons 'n moontlikheid. So dit bestaan nou op Stadterheim. Ons het op Bedford ook ene gehad op 'n stadium, maar hy het 'n bietjie weer verbrokkel. Ek dink deur besluite wat die leierskap nou sê, hulle destyds nie mooi deurdink het nie. En dan het ons ook in 'n stedelike konteks in Nahoon in Oos-London is daar die hervormde predikant en die hervormde gemeente word saam bedien by die NG gemeente Nahoon. Larry van der Walt is daar die predikant en hulle het ook 'n formele ooreenkoms met mekaar, en dit bied vir beide van die gemeentes nogal 'n belangrike toekomsperspektief. En dan nou Baaglie Oos, dis so 'n hoofdorp daar in die noordooste van ons provinsie, is daar nou ook lyk vir my die gemeenskapskerk en die NG Kerk wil nou so 'n soort van vennootskapsooreenkoms aangaan, wat eintlik iets is wat 'n mens moet verwelkom. Maar ek sê vir julle almal baie dankie. Dit is 'n ongelooflike ryk gesprek en hier so baie, Hannes het die woord gebruik, hakies en aanknopingspunte wat na vore kom. Dis definitief nie 'n gesprek waarmee ons klaar is nie. Baie dankie Dani. Ja, ek sien ons is nou al by 11:00. François, kan ons vir jou kans gee om net so 'n bietjie saam te vat, as jy wil reageer op van die vrae en so meer, en dan gaan ons oorgaan om na Ouma Land te luister. Kollegas, nee, ek het nie 'n formele reaksie nie. Ek het net 'n nota gemaak. Ek het genoem van Noord-Kaapse node. Hannes, ek is nie seker of Hannes nou nog direk by Noord-Kaap is nie, waarskynlik nie. Ons almal ken die realiteit dat baie gemeentes deesdae van ons kleiner gemeentes waar dit nog kan bekostig, dat hulle lief is om emeritus leraars aan te stel. Hannes hulle het 'n baie mooi ding ontwikkel waar hulle sê emeritus leraar moet eers hoor hoe ons dink oor kerkwees. So ek is nie seker waar hulle trek met die proses nie. Ek het lanklaas met Hannes kontak gehad, maar dit het gegaan oor die missionale kerkwees. Want dit is ongelukkig so, en ek het dit maar hier in Oostelike Synode ook so gevind, dat as 'n ou van die klein gemeentes waar daar emeritus leraar is, en ek sê dit nou versigtig, maar dit is nou self een, dat hulle is nie oop vir kom ons dink nie, kom ons begin nuwe taal praat nie. Vir hulle het dit eintlik net 'n ek wil nou sê 'n soft job geword. En dit is nou sleg om oor kollegas so te praat, maar ek dink net daar's mense wat daar's van ons kollegas wat nie die nuwe taal wat ons wil probeer praat oor kerkwees, van 'n verskil maak, van spore trap, wat nie met dit opgegroei het nie en wat dit iewers te langs die pad nie opgetel het nie. En dan
dan is dit eintlik maar soos 'n doodskoot vir daai gemeente, want die dag wanneer hy nie meer daar is nie, dan is daar eintlik niks. So ek wil maar net sê, daai dokument van Noord-Kaap, ek dink 'n mens sal goed doen om dit in die hande te probeer kry, as dit nou al formeel klaar is, ek is nie seker nie. Maar baie dankie vir julle insette, dit is so lekker om hierdie goed te hoor, né, en my ervaring van die klein gemeentes in terme van hande vat is dat, presies soos wat julle gesê het, baie keer is daar net 'n onwilligheid om met enige iemand anders saam te werk. En aan die ander kant is daar wonderlike verhale waar mense net gesê het, hoorie, ons is almal in die moeilikheid. Kom ons vat hande en ons begin dit beter doen. Die uitdaging van dit is net om dit verder as bloot net 'n erediens te neem. Die gemeente bestaan nie net op Sondag nie. Die Maandag tot Saterdag deel van die gemeente se spore wat hulle trap, weet ons nog almal is 'n belangrike ding. So die moontlikhede is daar, en ons moet net weet met ons gesprekke met die algemene seniore ouens, het meer keer het ouens gesê, weet, dis net 'n brug waaroor 'n ou moet kom om te sê, ons gaan nie weer wees wat ons was nie. Ons hoef ook nie te weer wees wat ons was nie. Maar wie ons nou moet wees, gaan ons goed wees. En ons gaan hande vat met ander mense, ons gaan op 'n nuwe taal begin praat. Ons gaan positief praat oor ons kerk, is nie meer van toe ons so groot was en toe die kerk nog vol gesit het nie. Ons gaan nie onsself jammer kry nie. Ons gaan nie met afguns praat oor die hele kerk wat so groot is en so baie geld het nie. Iemand het hierso gesê, ek meen ons ouens wat nou aftree en wat nou hier in die stad rond by gemeentes is, dit is nou goed om in 'n groot kerk te wees met baie dominees, maar ander dag het ek met 'n dominee gepraat en toe sê ek nou jou hervormde kerk kollega, en toe sê ek het nie 'n koekingsproef wie is my hervormde kerk kollega iewers nie, want hy het hom nie nodig nie. Hulle het mekaar nie nodig nie, jy weet, so daar kan die kleiner plattelandse, en dit is nie net platteland nie, Daniël is reg, is ook stadsgemeentes. Kleiner gemeentes kan eintlik vir ons 'n groot voorbeeld stel van ook oor kerklike grense se hande vat en uitreik na mekaar. Maar baie dankie, dit was baie lekker om saam met julle te gesels, en ek het 'n klomp notas hier gemaak, julle verryk my ook met die insette wat julle lewer. Dankie daarvoor.